grafiek 3. Nou kyk ons na grafiek D. Die verbreeking van die verbond. Die verbond was waar gemaak? By A. Dit was veronderstel om te hou tot by B. Maar sekere goed gebeur. Kom ons kyk na grafiek C, grafiek nommer 3. Die verbreeking van die verbond. Ons lees Daniël 9 vers 27 verder. En hy, die vors, die Rooms-Katolieke wit paus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy doen wat? Die verbreeking van die verbond. Hy gaan slagoffers en spysoffers laat ophou. Wat gebeur dan nou tussen C en D? Daar is slagoffers en spysoffers. Ek noem dit 'n tyd van vals vrede, die eerste helfte van die verbondsweek. Hy sal, dis die volk, die Rooms-Katolieke, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou. Volgens Daniël 12 vers 11, kyk nou mooi, volgens Daniël 12 vers 11, word die vredesverbond verbreek na 1230 dae. Nie 1260 dae nie. Hy verkort dit. 1230 dae. Want hierdie 1290 dae is dan die eerste gedeelte van die groot verdrukking. So nou kyk ons na grafiek, wat ek gesê, nommer 3. Grafiek 3, daar is hy. Nou van F na G sal jy sien, tyd van vals vrede, onderkant van die lyn, 1230 dae, 41 maande. Nie 1260 dae, 42 maande nie. Hoekom nie? Want Jaffa verander die tyd van vals vrede met 30 dae. Hoekom? Om te keer dat die slim ouens, wat kan tel, wat kan weet, daar's 'n 7 jaar verbond, dis 2520 dae, 84 maande, en nou in die helfte van die week 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande tyd en 'n halwe tyd. Nou raak jy onslim. As jy so 'n week voordat hierdie 1260 dae klaar gaan ek my bekeer. Maar nou het Jaffa die tyd verkort van vals vrede. Want hy laat die slagoffers en spysoffers gaan ophou na 1230 dae. Hoe kry ek dit? Wel, ek vat 1290 dae, die volgende, as ons daar kyk, van G na H, 1290 dae, Daniël 12 vers 11, dis 43 maande. By G begin die groot verdrukking. Dis waar by G, die middel van die week is nader met 30 dae aan die middel van die week. So nou het ons 1290 dae, plus die 1230 dae, gee nog steeds 2520 dae, soos jy daar kan sien. By G word die bruid uitgehaal en die Ruach HaKodesh word weggetrek van die aarde af. 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Ons kyk na grafiek 4. Kom ons lees Daniël 9:27 verder. Terwyl ons na die grafiek kyk. En op die vleuel van gruwels, die groot verdrukking, sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. En op die vleuel van gruwels, die groot verdrukking, dis by U na hier toe. Dit was nie by A op die vleuels van gruwel nie. Dit was van A na C, was 'n tyd van vals vrede. Die eerste, wat is die tweede grafiek gewees. Die eerste een was 'n hele week, waar is hom gewys het die twee helftes. So die eerste gedeelte van die verbond is 'n tyd van vals vrede. Maar hier sê hy, en op die vleuel van gruwels. So waar begin die groot verdrukking? Wanneer die verbond gesluit word? Nie in jou lewe nie, man. Dis mos Afrikaans. By U. Ons is nou al by U. Na hier is 1290 dae. Daniël 12 vers 11. Dis die eerste gedeelte van die groot verdrukking. Hy sê so, die begin van die groot verdrukking begin by U, dis waar die wederkoms plaasgevind het, waar die bruid weggetrek is, en nou het ons die groot verdrukking.
En net daarna gou 'n paar ouens se koppe gaan afgesny word, omdat hulle nie merk op hulle regterhand en voorkop wou neem nie, en die woord sê, hulle het onder die altaar gaan wag.